Baie welkom by die uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ons het eerskomende Sondag 'n lofprysingsdiens. En daar's verseker baie redes waarom ons die Here kan loof. Elke mens het sy of haar eie verhaal, eie geskiedenis met God. En elkeen van ons het 'n hele paar plekke wat ons kan raak dink, waar die Here God ons aangeraak het en ons kom help het. Maar vir my is een van die grootste redes om die Here te loof, is oor wie hy is in sy liefde en genade. En dit sien ons op baie plekke in die Bybel. Die Bybel is vol verhale van mense wat van God af weggedraai het uit hulle eie uit, bewus van wat hulle doen. En dat God met groot geduld of hulle gaan haal het, of vir hulle gewag het, maar hulle met groot genade en liefde en vergewensgesindheid terug verwag het. As jy net in die Ou Testament dink, begin sommer onmiddellik dink ek aan Dawid, wat op die dak van sy paleis gestaan het en vir Batseba gesien bad het en haar dan laat haal het. En dan kan ons vra, Dawid, het jy geweet waar die pad van jou nou heen gaan? En eintlik die hele Israel, hulle het nou net deur die Rooi See gekom, God se groot ontferming gesien daar, en nou is Moses op om die 10 gebooie te gaan haal op die berg op, en hy kom nie terug so gou soos wat hulle wil nie. Dan sê hulle vir Aaron, maak vir ons 'n God, want ons weet nie wat van Moses geword het nie. Hulle het duidelik nie geweet waar hulle heen gaan, as hulle van God af weggaan om 'n goue kalf te aanbid nie. In die Nuwe Testament, die verhaal van die verlore seun is seker die bekendste. 'n goeie stabiele lewe, maar dis nie vir hom goed genoeg nie. En dan beer hy weg van sy pa af en gaan na die ver land toe met die blink liggies. Het hy geweet waarheen hy gaan en wat vir hom voorlê? 'n tragiese verhaal is die ryk jong man. Hy kom na Jesus toe, want hy wil vir Jesus volg. Hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? En na 'n kort gesprek sê Jesus vir hom, jy kom een ding kort, gaan verkoop jou goed, en dan kom jy terug en volg my. En dan sê Lukas, hy het bedruk weggegaan. Het hy geweet waarheen hy gaan, as hy na sy goed toe gaan, maar weg van Jesus af? Dink aan Petrus, as hy vir Jesus verloon. Ons verstaan dat hy vreesbevange was, en hy het ingeslyp in die paleisgronde en nou is hy hier tussen mense wat vir hom 'n bedreiging kan wees, en dan sweer hy en hy vloek en hy sê, ek ken nie vir Jesus nie. Petrus het duidelik nie diep gedink oor waar sy lewenspad hom sal heenvat, as hy voortgaan om te leef en te sê, ek ken nie vir Jesus nie. In 1973 was daar 'n fliek met die naam Mahogany. Nie baie bekende fliek nie, maar Diana Ross het daarin gespeel. En dis 'n tipiese rags to riches verhaal. Die temalied van die fliek is baie meer bekend as die fliek self. En dit is die lied wat Diana Ross sing, Do you know where you're going to? Do you like what life is showing to? Where are you going to? Do you know? Do you get what you want? En ek het nou klaar gesê, dis 'n tipiese rags to riches fliek, waarvan die einde nie so gelukkig is nie. En die vraag is 'n retoriese vraag. Vir al hierdie mense, vir Dawid en vir die hele volk Israel en die ryk jong man en Petrus, weet jy waar jy heen gaan as jy jou eie kop volg, bewustelik baie keer, weg van die Here af? Maar weet julle wat is so wonderlik? In al hierdie verhale is dit God wat die heel laaste sê het. Die sê van genade, van geduld en liefde en terug verwelkom. Die enigste een wat ons dit nie van weet nie, is die ryk jong man. Ons hoor nooit weer van hom nie. Maar al die ander trek God terug na hom toe
en ons ook. En dit is die hoofrede vir lofprysing, vir lof en dank. Wie God is in sy groot genade, in sy groot hart vol liefde, daar waar hy mense ken en vergewe. Ek lees vir ons net een vers uit die Bybel uit. Matteus 11 vers 28 sê Jesus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek wil dit gou ook vir ons uit The Message lees, Eugene Peterson se vertaling. Hoor hoe sê hy dit? Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Weet jy waar jy heen gaan as jy van Jesus af weggaan? Hy roep en sê, kom na my toe, almal. Kom ons bid. Dankie Here vir u genade en u genade aanbod en u genade persoonlikheid. Dankie dat ons na u toe kan kom en by u kan bly, want daar is dit vir ons verreweg die beste. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons almal bly. Amen.